Goeiemôre Radio Fynbos luisteraars. Dit is Paulus wat aan die woord is in Handelinge 20 vers 33 en hy sê, niemand se silwer of se goud of klere het ek begeer nie, maar julle weet self dat hierdie hande voorsien het in die behoeftes van my en die wat by my was. Ek het julle in alles getoon dat ons deur so te arbei die swakkes moet help en die woorde van die Here Jesus moet onthou, dat hy gesê het, dit is saliger om te gee as om te ontvang. En na hierdie woorde het hy neergekniel en hy het met almal saam gebid. Vanoggend wil ek jou die vraag vra, wat is dit vir jou om vreugde te kan hê, om vreugde te kan beleef? Vreugde kan baie dinge wees. Dit kan 'n mooi sonsopkoms wees, waar jy jou verwonder, aan elke kleur wat jy sien, of 'n ondergang, hoe die son begin sak, en ook sy verskillende kleure maak. Vreugde kan wees waar jy stap, en jy hoor die gelag van 'n kindjie, wat in 'n stoeltjie rondgestoot word. Vreugde kan wees wanneer jou gunsteling sportspan weer 'n keer wen. Vreugde kan wees wanneer jou kind 'n goeie rapport huis toe bring. Vreugde kan dalk wees vir jou 'n rustige naweek, net weg met jou geliefdes. Maar wat sê God se woord, wat is vreugde? Hy sê om die Here goed te ken, en na sy stem te luister, is vreugde. Om God te loof, maak nie saak of dit goed of sleg in my situasie is nie. Vreugde is om vandag voluit te leef, want God gee lewe net een dag op 'n slag. Ons kry nie môre of volgende maand se lewe vandag nie. Daarom moet ons met vreugde en dankbare harte vandag aangryp en leef. Vreugde is om jou lewensmaat, jou vriend of jou vriendin te waardeer in God se wil. Dit is wat God jou gun in hierdie harde lewe, om 'n vriendskap te kan hê wat jy kan op staat maak. Vreugde sit nie net 'n glimlag nie. Nee, dit borrel uit jou uit, oor jou hart en oor jou lippe. Vreugde is om vir ander iets te wil beteken, om ander mense se lewens te vul met vreugde. Vreugde laat jou sing, nie klaagliedere die heeltyd nie, maar lofliedere. Vreugde is die hartklop van die lewe, want daarsonder sal alles donker en hopeloos wees. Gebruik van nou af die porsie vreugde wat God vir jou gee. Dra dit, geniet dit, en dat ander dit ook kan sien. Dat ander ook kan wonder, wat het jy gekry, waaroor jy so bly is? Wat veroorsaak die vreugde in jou? En dan sal jy sien, jy sal ook saam met hulle kan neerkniel, soos Paulus, en saam met hulle bid. Here Jesus, baie dankie, dat U vir ons vreugde wou gebring het, om aan daardie kruis te hang. Vreugde, Here, om ligter deur die lewe te gaan, om meer dankbaarheid te beleef as ondankbaarheid, die vreugde om goed net agter 'n mens te kan neersit, en aan te kan beweeg, vry en vol vrede. Dankie ook Jesus vir U liggaam, wat vir ons gebreek is. Dankie vir die vreugde wat daarin is, om te kan weet, Here, elke wond van ons kan genees word, nie net ons siektes nie, maar ons swakheid ook, Here, ons tekortkominge. Dankie, dat U die een is wat gesalf was, met vars vreugdeolie Jesus, en dat daardie vreugde vandag, nou, op hierdie oomblik, oor ons kan loop. Amen.